van laasweek, waar het ons gepraat? The soul and spirit. Jana? The body, the soul, and the spirit. Okay. Sion, kan jy sê wat is jou body? Okay. En wat is jou soul? Okay. Jou gevoelens. En jou gedagtes. En ons besluit te maak, né? Emotions. Okay, en dan, wat is heel binne? Onthou die eie wat so opgebreek het, die geel heel binne? The spirit. Die spirit. Mooi. Okay. So, mama het met julle gedoen, hè? Okay, so julle is reg met daai. So vandag praat ons nou, ons bestaan uit 3 dele uit, né? Die liggaam en die siel en die gees, maar God is ook 3. Sien, dis hoe ons 3 geskep het. So ons kry God die Vader, en God die Seun en God die Heilige Gees. So ons gaan vandag kyk, wat is die verskil van hulle. Okay. So God die Vader is soos ons pappa, julle almal het 'n pappa, né? So weet jy met 'n pappa? So hy is ons pappa wat vir ons altyd lief is. Jy weet ons 'n pappa, al is jy stout, hy bly mos lief vir jou, né? Maak nie saak wat ons aanvang nie. Klip hier die ry gegooi, vol aan met die hande gekap. Ja, so, okay, so jy weet hoe werk daai, né? Pappa bly altyd lief vir jou, al doen nie die stoutste goed. Hy is nooit kwaad, hy is kwaad vir jou as hy klag geraas en bly lief vir jou, so die liefde gaan nooit weg nie. So God die Vader is ons pappa en hy het ons gemaak na sy beeld en gelykenis en hy bly nooit kwaad vir ons nie. Okay, so ons moet weet dat niks wat jy doen wat verkeerd is, kan ooit maak dat God vir jou minder lief is nie. En die duiwel sal partykeer vir jou leuen kom vertel dat sê nee, jy was nou te stout gewees. Dis alles leuen. So jy moet onthou dat God se liefde hou nooit op nie, net soos dat jou pappa se liefde ook nooit ophou nie. Okay. So die ander ding wat God is, wat ek twee goed wat ek wil sê is dat hy 'n regter is. Het julle al 'n storie gekyk op die TV waar daar 'n hof is, waar mense hof toe gaan? Ja. Dan sal ons die groot oom daar agter dat ons die hamer slag. Okay? Nou, hy is soos die ou wat sê of jy reg of verkeerd is of jy tronk toe gaan of nie. So God is 'n regter ook en hy's 'n regverdige regter, so hy doen nooit iets onregverdig nie. So dis ook wie God ons pappa is. En dan die ander een is hy is die koning van die konings. Jy het al stories kyk met konings op, né? Okay? Maar hy is die koning oor alles, die hele wêreld, die heelal daarbo tussen die sterre en die planete, alles onder die water, alles wat jy kan dink en nie eers kan dink nie, is hy die koning van. Is dit nie cool nie? Dat dit jou pa is nie. Dis is super cool. Okay, so God die Seun is uit God se hart uitgemaak, né? So Jesus is uit God se hart uitgemaak en hy was eerste gewees. Ek het nou nog nie die skrif gelees, ek nou die skrif lees. Okay, so Jesus, hoe het hy aarde toe gekom? Wolke. Het Jesus aarde toe gekom met wolke? Hy moet nog. Ja? Hy geboorte gegee en groot geword. Okay, hy is gebore, ja. Sê? En daar was 'n engel wat vir Maria vertel het dat sy 'n baba gaan. En toe skooi so. En hy het gesê jy moet jou baba noem Jesus. Yes. So hoe het Jesus aarde toe gekom? Het hy gekom as 'n gees of as 'n vlees? As 'n vlees. As 'n lyfmens. Okay. So Jesus het aarde toe gekom in 'n lyfmens sodat ons kan relate met hom. Nou dis moeilik om as ons dink God is gees en ons moet hom praat, dis baie keer moeilik, maar as ons dink aan Jesus wat 'n mens geword het, is ons bietjie makliker om te dink want dis soos ons is. Ons bly mos ook binne 'n dop. Okay? So dis hoekom hy as 'n mens gekom het. En jy moet ook sien in die hof, né? Daar's die regter mos so daar agter, so kom ons sê daai is nou die regbank en dan sit ek so ek was stout geweest en dan het ons 'n advokaat wat langs my sit. Hy praat mos met die regter, né? Die advokaat sê mos wat moet gebeur. Jy het dalk sien. Okay? So Jesus wat langs my sit is ons advokaat. So hy sê vir die regter wat het ons gedoen of nie gedoen nie. En hoekom kan hy die advokaat wees? Ja, en wat het gebeur op die einde van Jesus se lewe? Hy vir al ons sondes aan die kruis. Yes. So hy kan voor die regter gaan en sê ja, sy was stout, maar ek het betaal vir die sondes en sy het dit gevat. Is dit nie cool nie? Dat ons altyd ons saak wen wanneer ons sê ons is jammer nie, want Jesus is 'n advokaat wat voor die regter staan. Okay, so it's amazing. Ja. So die duiwel kan vir jou kom vertel iets verkeerd, maar Jesus gaan sê nee, ek het die prys betaal en sy het dit gevat. Dis oulik, né? Okay. En dan God se Gees, wie dink julle waar kom hy vandaan? Eywa? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees, ja. En hy is, wie ken vir Eywa die heel beste? Eywa se Gees. Ja. Eywa se Gees ken al beter as wat al maak het, né?
Want dit is al gees wat binne haar bly. Maar So, dit is basies ek ken myself. ja, maar haar gees wat binne in haar dop bly, ken haar die beste. Right? So God se gees, die Heilige Gees, is die gees wat binne in God bly, wat alles van hom weet, wat hy vir ons gegee het om hier te wees. Okay? So die gees van God, hy sê vir ons wat ons vir die advokaat moet sê. So die woord sê, dat as ons bid en ons weet nie wat om te bid nie, dan sê die Heilige Gees sommer vir Jesus, wat ons eintlik moet sê, want hy is binne in ons, so hy weet wat in ons harte aangaan. Is dit nie cool nie? Ha? Dat hy weet wat binne in ons harte aangaan. Okay, so hy bly binne in ons gees en sy gees is een. En hy laat ons ook die regte goed doen. So partykeer wanneer jy ietsie stout wil doen, dan hoor jy mos hier so binne in jou hart, dan weet jy eintlik, ek moet nie eintlik daai ding doen nie. Het jy dit al gevoel? Ha? Ja. Regtig nie. Dis ook nie so baie stoute goed, maar jy hoor hom nie. Okay, so voor mense stoute ding doen of met 'n maatjie ietsie lelik sê of so, dan voel jy eintlik hier binne in jou hart, daai tyd dan weet jy as jy terugdink en weet jy, o, ek het eintlik geweet maar ek moet dit doen nie. Wie sê vir jou daai goed in jou hart? Die Heilige Gees. Ja, die Heilige sê moet dit doen, maar wie sê vir jou is verkeerd? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees, okay. So die Heilige Gees het na ons toe gekom om vir ons op die regte pad te hou, om te sê, nee, wat maak jy nou, jy praat nie so met 'n maatjie nie. Dis daai wat jy in jou gedagtes hoor. Die duiwel sê dit, laat ons stout wees. Okay, maar die Heilige Gees praat ook soos net by die regte stem luister. Ons sal 'n bietjie op 'n ander keer oor dit praat. Okay, so dit is nou God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Nou ons gaan die skrif lees voordat ons die demonstrasie gaan doen. Dan is verkeerd om vandag hier so joh. Okay. 1 Korintiërs 8:6. Tog is daar vir ons maar een God, die Vader, uit wie alles is, en ons tot hom, en een Here Jesus Christus, deur wie alles is, en ons deur hom. So ons gees en God se gees wat geconnect is, Jesus wat deel is van die Vader, so alles is in mekaar in een. Ek sal nou vir julle wys. En die ander skrif wat ek dan gou vir julle wil lees, is 2 Korintiërs 13:14. Julle geweet dat die Afrikaanse Bybel nie vers 14 nie, net vers 13. Hier is die vers missie. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees. So sien hy praat hier vir almal. Die genade van Jesus Christus. Hoekom was daar genade by Jesus? Want hy het in die kruis gesterf, so hy is ons advokaat wat sê hy is genade vir ons sondes. En die liefde van God, onthou ek het gesê God is jou pappa, sy liefde hou nooit op nie, maak nie saak hoe sleg jy iets gedoen het nie. En die gemeenskap van die Heilige Gees, gemeenskap is wanneer dit binne in ons is, van die Heilige Gees. Sy met julle almal. So wanneer hy hulle groet en sê ek groet julle in al drie hierdie. God wat vir jou lief is, Jesus wat die genade bring en die Heilige Gees wat binne in ons is. Sy liefde boil so uit sy hart uit so liefde. Yes. Okay. So kom ons doen gou 2 demonstrasies. So die kers verteenwoordig God die Vader is die kers, né? Jesus is die put wat in die binnekant is, en wie steek alles aan die brand? Die duiwel. Ja. Wie steek alles aan die brand? Heilige Gees, hy laat ons hart brand, né, vir Jesus. Die duiwelse mense steek veldbrande aan die brand. Maar die Heilige Gees steek ons hart aan die brand. Okay. So sien julle dat hier is een ding, ja? Ja, sien hulle die duiwelse gees en hulle as hulle sulke stoute goed doen, dan luister hulle vir die duiwel. Okay, so hierdie is alles een ding, dit is een kers, maar hy 3 goeters. Hy die buitekant wat die was is, wat God die Vader is, hy die put wat Jesus is, en hy die vlam wat die Heilige Gees is. Okay, so sien julle dat alles in een is, maar is ook 3 verskillende goed, maar is alles in een. Okay? Weet jy? Okay? So, 'n mens moet ook onthou dat God is baie groot, so ons kan nie hom altyd uitdink, presies soos wat jy 3 + 5 kan uitdink is 8, né? Dit is maklik om goeie so te kan uitdink, as jy hulle skoolwerk doen, julle almal is in die skool, en juffrou doen met jou iets, kan jy uitdink hoe om die sinnetjie te skryf, of om die wiskunde te doen, ons kan alles uitdink, maar wanneer ons aan God dink, is hy baie groot, so ons kan baie van hom uitdink, maar ons kan nie altyd alles uitdink nie, want hy is te groot. Nou as ons God kon uitdink, sou julle hom wou aanbid? Nee, want die mense wat 'n tafel aanbid en 'n bil, jy sien die mense sulke bille waarvoor hulle bid wat van goud gemaak is, dis is 'n dooie ding. Hulle kan dit uitdink om dit te bou, maar wil ons so God aanbid?
Nee. So om te sien dat alles in een is, maar dit 3 verskillende goed is, maar alles in een, is baie keer bietjie moeilik om te dink, maar dis okay, want ons God is baie groot. Ons hoef nie altyd presies te kan uitdruk nie. Okay. So dis een ding wat die tannie julle wil wys, is die kers is alles in een, maar dis 3 verskillende goed, die vlam en die pit en die was, né? So kom ek wys julle gou aan een. Sit vir die ketel aan wat ek ook. Die dink. Ja. Experiment, dis reg. Okay, nou sê gou vir my, as ons hierdie water wat ons nou so ingooi in die vrieskas sit, wat gebeur met hulle as ons in die vrieskas sit? Dit wil vries, okay? Dan lyk hulle so, soos ys, né? Okay. So hier is die water. As ons hom in die vrieskas sit, word hy ys, maar dit is nog steeds water, né? Ja. Okay? En as ons hom warm maak, wat gebeur dan met hom? Hy stoom, okay. So die stoom, het julle gesien as jy die bakkie bo die stoom hou? Het julle al gesien as jy ietsie bo die stoom hou, dan maak hy water hieronder? Het jy al gesien? Ha? Ons kyk. Kyk, kom ons kyk hoe gaan ons moet doen. Ja, ek wil gewys dat sy in die punt ja, die gesien jou is nie was hy dood. Maar jy kan ons so sien. Kyk. Ek het gevraag dat dit warm was. Nee, koffie is ons op die Franse kry, maak jy alles weer reg. Okay, so sê gou vir my sou iemand wat ietsie wil vra? Nee. Handgebreek het. Handgebrand het. Ek het my voet nat gemaak, sien jy dit ding gehad. Okay, kom staan jy gou nader, dan kyk ons gou lyk hierso. Sien hoe of jy daar kameras kan doen ons kan sien. Jy sit plat. Kyk, jy sien die stoel wat jy uitkom. Maar jy kan weer op vat nie. Sien jy as hy so teen die bakkie gaan. Ek is net hier die foto nie. Sien julle? Druk hy daar. Sien julle? Want dis ook water. Maar as die water warm word hy stoom. So teen die bakkie gaan word hy weer water. Hoe cool is dit? Daar kyk vol water is hulle onder. Okay. So, net so is God 3 verskillende goed, maar is dieselfde ding. Want die stoom is water, die water is water en die ys is water, is ek reg? Ja. So God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees is 3 verskillendes, maar hulle is alles dieselfde. Nou, sien julle daar? Okay, kan julle dit onthou? Ja. Okay. Bietjie. Nee, sal nie smel nie. Okay, kom. Hierdie ding is hard. hard. So wat uitkom is eintlik water. En die ys is water. En die water is water. Okay. So hulle kom in 3 verskillende vorms, maar dit is alles water. En net so is God die Vader en God die Seun en God die Heilige Gees. Okay. Is dit cool? Kan jy dit onthou? Okay, is daar iemand wat ietsie wil sê wat hy geleer het? Iemand ietsie niets geleer, ja? Dis die waarheid. 'n Wolk is die water en wie die wolk gemaak? God het die wolk gemaak. Okay, iemand anders ietsie geleer? Ietsie ekstra? Is julle reg? Soos volgende week Green Cap doen, dan gaan julle weet. Okay, kom ons bid gou. Wat vir hande sit vir almal in 'n sirkeltjie? Okay, so ons gaan bid, ek gaan begin, hou hande vast daar. Nee, ons gaan die ander dag ons Vader bid, die kaffe daar vir Boetie, Jaden, okay, so ek gaan begin, en elkeen kan net sê dankie vir iets, okay, en as jy nie wil ietsie sê nie, dan druk jy jou maatjies aan en bid die ander een, is reg? Okay, kom ons maak ons oor toe. Dankie Abba Vader en Jesus en Heilige Gees dat ons vandag van U kon geleer het. Dankie liewe Jesus vir 'n lekker dag. Dankie liewe Jesus dat ons van liewe Jesus geleer het. Amen. Dankie Jesus vir die lekker dag wat ons ietsie van geleer het. Amen. Dankie liewe
so goed dat ons hier so kan wees. Dankie super, amen. Dankie Jesus vir 'n lekker dag. Dankie dat jy so goed is vir ons en dankie dat jy ons gemaak het met alles wat jy is. Dankie dat jy die duiwel gegooi het en dat dit van vrede kom. Dankie, Here, dat jy altyd vir ons lief is. Amen. Amen. Maar sy, het jy dit geniet? Kijk, sien ons. Ons gaan nou vir die trop wees. Oh my word.